Goeienaand. En dit is nou 6 uur, so ons kan seker maar in die gang kom. En dat is al ons derde in hierdie reeks van 7. Jammer, daar is nie meer doodsondes nie. Die reeks nou uit. Maar nietemin, baie welkom so by die derde kuier. En ek gaan net eers gou vir julle die verskonings wat gemaak is, Evens en Magda, en dan Bertus en Maret, Niel en Lenet, Dirk en Essie, Sarel, Jan, Lisby, Toekie. So, ja, sy was nog op pad tot nou toe daar ander moeilikheid voorgespring, so ek twyfel of ons gaan sien vanaand. Ander verskonings wat julle van bewus is dit. Ek wil julle net herinner al die susters, Vrydag van die week is daar Wêrelddag vir vroue en dit is by die Bybelhuis. Dit is 'n bietjie anders uitgedraai as beplan, aanvanklik was dit 'n samewerking tussen ons en Hospitaal Park, maar dit is geskuif na die Bybelhuis toe. Die predikant van die Bybelhuis is ook Hospitaal Park. En die storie is sodat mense kan hierdie dag enige tyd gaan om daar is gebedstasies en dan in die aand, ek dink 6 uur, dan is daar byeenkoms wat basies sang en gebed is. Daar gaan nie 'n boodskap wees, so verstaan ek dit. So ek het vandag weer die advertensie gesit op die gemeentegroep. Dus daarom nou nie hierdie Vrydag nie. Is dan nou eers volgende Vrydag, maar maak persoonlik 'n nota van julle wat daarin wil gaan. En selfs 'n bietjie anders is normaalweg. Dan dan kan ons doen nog 'n gebed saam. Here, baie dankie dat ons hier kan kom delf, kom lees, kom luister na u woord. En dit is so, Here, elkeen van ons kom met eintlik 'n hele lewe hieraan. Dinge wat ons gedagtes vul, dinge wat ons harte vul, dinge waaroor ons dankbaar en bly is, maar ook dinge wat ons bekommer. En ons wil vra dat u ook dit sal stilmaak in hierdie rukkie wat ons bymekaar is, sodat die woord wat u vir ons het, dat dit nie by ons sal verbygaan nie. Dat ons deur u gevoed sal word en dat ons bereid sal wees om dit wat u vir ons as voedsel gee te eet, dat ons nie sal kieskeurig wees nie. Ons bid vir hulle wat nie vanaand hier kan wees nie, dat u ook vir hulle sal seën waar hulle is. Ons bid ook, Here, vir soveel mense wat geen erg het om by 'n Bybelskool of Bybelstudie te wees nie, dat u ook deur die Gees vir hulle daartoe sal bring om die erns te sien van die toerusting uit die woord. In Jesus se naam. Amen. Right, ons is dan vanaand sê by die derde studie en ek het al reeds in die verlede gesê die van 'n probleem wat ons het is dat die oorspronklike terme waarmee hierdie 7 doodsondes genoem is in Latyn. So ons sit heel dikwels met sinonieme, woorde wat so min of meer in die orde is van dit wat oorspronklik gesê is. En daarom dan, soos julle sien, die doodsonde, ek sê woede of wraak. Nou, woede en wraak is nie dieselfde ding nie. Hoewel hulle met mekaar verband hou, dit is familie van mekaar. En maar, dus soos ek sê, ons werk maar bietjie met sinonieme, julle sal wel die idee kry.
En dan, aan die ander kant daarvan die deug van liefde of geduld, wat aan die ander kant van hierdie saak is. Ek sien 'n storie van 'n tannie wat vir die dominee heel vies sê, dominee, dit is omtrent 'n lang preek oor geduld. Ek sê, ja tannie, ek wou dat julle dit sommer in praktyk ook inoefen. En so ja, dis wat maar geduld oefen partykeer in die erediens, nê. Hierdie storieetjie wat ek hier het ek al by geleentheid vir julle vertel, maar dit pas eintlik heel goed hierin, so ek lees dit maar, omdat het ook nog maar aanhaling is, vertaling uit Duits is. Gerard Swerens het 'n verhaal geskryf, nie alles gevallen lassen. Moenie met jou laat mors nie. Dit is eintlik 'n heel bizarre verhaal, wat natuurlik nie waar is nie, maar dit wil juis, omdat dit, soos die Engels sê, te far-fetched is, 'n boodskap oordra. Anders gestel, dit is juis omdat die verhaal wat jy hoor, so ooglopend nie waar kan wees nie, dat jy jou die vraag moet afvra, wat is nou eintlik die boodskap wat die verhaal wil oordra? In Duits vertaal vertel Swerens van 2 gesinne wat in teenoorstaande woonstelle gewoon het. Die vrou in een woonstel noem eendag aan 'n vriendin dat mevrou Dorfveld in die oorkantste woonstel 'n straatvrou is. Nou, die woord straatvrou gebruik nie, maar elke sinoniem daarvoor. Omdat sy nie haar braaipan wat sy geleen het teruggee. Mevrou Dorfveld, dus die vrou van die tweede woonstel, moes dit gehoor het, en die volgende dag kom 2 van die eerstgenoemde vrou se kinders pap geslaan van die skool af thuis. Die volgende oggend is dit meneer Dorfveld se beurt. Nou die man van die tweede woonstel. Hy skreeu verskriklik nadat hy bo op 'n stuk doringdraad in 'n gat geval het, wat gedurende die nag voor sy voordeur gegrawe is. Ook maar gelukkig vir hom, want as hy betyds omgedraai het, sou hy die draad afgetrap het, want 'n bom in sy motor sou het afgaan het. Een van sy loseerders, wat die dokter wou gaan haal, om die Dorfveld te help, word deur die lug ingeblaas, toe hy die meganisme aftrap. Die Dorfveld se aksie was om met lugafweerkanonne op die oorkantste woonstel te begin skiet. Die reageer weer deur 'n atoomgranaat direk op die Dorfveld se kombuis af. Die verteller van hierdie bizarre verhaal sluit dan af deur te sê, natuurlik is ons nou almal dood, die straat is weg, en waar ons stad voor was, is net 'n grys-bruin vlek. Een ding moet 'n mens echter sê, ons het ons deel gedoen. 'n Mens moet nie met jou laat mors. Ja, so hierdie verhaal wil iets sê van onvergewensgesindheid, wat lei tot bitterheid en wraak, maar meer spesifiek nog dat hierdie onvergewensgesindheid of wraak byna altyd buite proporsie is. So ja, dit is ek het eintlik lekker gelag toe ek die storie gelees het. Die goed wat so totaal buite verhouding is, maar en dan uiteindelik om te sê, hoorie, wel, ten minste dit kan ons sê, ons het ons kant gebring. 'n Man moenie met jou laat mors nie. So, en dis die verstommende dat mense dikwels in 'n situasie van woede of wraak heeltemal perspektief verloor en dan dink net alles is vernietig en verwoes rondom hulle. Ten minste het ek gedoen wat ek moes doen. En tussentyd alles gedoen wat jy eintlik nie moes doen. Want wraak, woede wat opbou na wraak toe, is altyd disproporsioneel. Dit begin altyd by op 'n punt van jy het dit aan my gedoen, ek doen dit aan jou terug, dit wat ek terug doen aan jou is altyd meer as dit wat jy aan my gedoen. En so gaan dit aan. In die Ou Testament sê die Here, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dis wat die Here Jesus ook aanhaal in die bergrede. En dan dink mense, joh, maar dis eintlik 'n vreeslike ding, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Eintlik moet jy sê, los die hele lot uit. Nie as iemand leed aangedoen het, los het net daar uit. Maar die oog vir 'n oog, so boodskap is net een oog vir een oog.
dis waaroor dit gaan, jy is om hierdie ding van, dit wat eskaleer, uit te skakel. Jy kan nie meer terugeis as dit wat vir jou gevat is nie. En dis waar het vandaan, een oog vir een oog, een tand vir een tand. En as Leon Schuster gesing het, nee, een mangel vir een mangel. En 'n mangel vir oog en 'n mangel vir 'n mangel. Maar dit is so dat hierdie situasies loop altyd uit op, dit raak al hoe erger. En ja, een van die dinge wat baie keer ter sprake kom, en ek spring nou eintlik hele paar sake verby, sodat ons eers dan nou daarby uitkom, is jou bladsy 3 by punt 4. Dit gaan oor die vraag, maar Jesus het dan kwaad geword. Mag ek dan nie kwaad word? So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Want ja, ons kan kwaad word, ons mag kwaad word. Trouwens, daar situasies waarin jy moet kwaad word. Anders te getuig dit van 'n gebrek aan liefde aan jou kant. So, wat is daardie kriteria? Dit gaan uiteindelik daaroor dat wanneer ek kwaad word ter wille van myself, my saak, dinge wat my bevoordeel, my koninkryk, is dit verkeerd. Amper sê, maak die saak hoe min of baie jy kwaad word nie, dit is verkeerd. Wanneer ons moet kwaad word en nie kwaad word nie, is dit ook verkeerd. En wanneer moet ons kwaad word? Ons moet kwaad word wanneer God se eer aangetast word. Ons moet kwaad word wanneer ons medemens benadeel word. Wanneer ons medemens verontreg word, uitgeskei word, verneder word. Ek kan nie maar staan en kyk hoe my medemens verontreg word en ek sê wel, okay, ek het niks daarmee gedoen nie, ek het dit nie gedoen nie, ek kan maar net omdraai en verder loop. Nee, ek moet kwaad word daarvoor, want dit is onreg. So, wanneer dit gaan oor God se saak, moet ek kwaad word. As dit gaan oor my medemens wat verontreg word, moet ek kwaad word. En wanneer dit gaan oor my eie koninkryk en my eie sake van wat is dan nou vir my aanvaarbaar al dan nie, dan is dit tyd om die ander kant toe te gaan, om geduldig te wees, soos wat dan nou, dit dan nou gaan oor die jeugde waaroor ons praat. Nou, dis dan ook, as ons kyk na die Here Jesus, wat kwaad geword het, julle sal sien daar by punt 3, punt 4 op bladsy 3, het ek daar die teks van Matteus 21, nee. Nou, 'n soortgelyke teks, kry ons in Johannes 2, so ek wil hê, jy hoef nie Matteus 21 dood te krap nie. Ek het my letterlik dood gekrap, dus dat ek nie mooi sê dat ek nie so geskryf het nie. Maar, hou hom daar, maar om 'n goeie rede, ek sal dit vir julle verduidelik, Johannes 2. Ons kyk na Johannes 2. En, van vers 13. Nou, dis eintlik nogal veelzeggend. In Johannes 2, ons lees by Johannes 2 van vers 1, is die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Want dan was die water wat in wyn verander is, by die troue in Kana, Galilea, die bruiloft daar, maar van vers 13, die Paasfees van die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry, en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak, en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi, en hulle tafels omgekeer. Die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan,
die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar in hierdie tempel gebou, en hy sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, en sy disippels daarvan gedink dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Nou, al die eerste gedeelte dan nou van die perikoop, nee, van Jesus wat kom daar by die tempel, die tafels omgooi, van die geldwisselaars, mense uitjaag, en dat hy hulle selfs met 'n sweep daar uitjaag, en sê, joh, dit is nou nogal next level, dit is nou nogal regtig aggressief om hierdie ouens met 'n sweep daar uit te jaag en so aan. En so as jy nou praat van kwaad word, hierdie is nou duidelik dit. 'n Paar dinge wat ons hier moet sien, die is ook 'n tipe van 'n perikoop wat dikwels in verkeerde omstandighede gebruik word. Dit het niks te doen daarmee van om op 'n Sondag koek te verkoop by die kerk, as ek dit nie van hulle. Waaroor hierso gaan is dat die mense het mos net by die tempel kon hulle gaan offer het in Jerusalem. Enigste plek waar hulle dit kon doen. En dan die ouens van ver gekom. Vir dae lank het hulle getrek na die tempel toe. En dan die ouens in Jerusalem van gesê, maar nee man, moet nou nie bekommer dat jy nou 'n lammetjie daar bring van waar jy nou bly nie. Ons het lammetjies hier by die tempel. En jy kan sommer een hierso koop. En dan hoef jy nou nie te sukkel, die lammetjie raak nog weg langs die pad, of 'n dier gryp hom, of wat ook al. Maar dan kom hulle daar, en dan het die ouens aan hulle lammetjies verkoop, wat gebreek het. En dan sit hy nou met 'n dilemma. Hy het niks anders nie. So hy gaan of moet omdraai, onvrugte sake, en nie offer nie, of hy gaan moet offer bring, wat die Here verbied het. Jy kan nie 'n lam offer aan die Here wat 'n gebrek het. En dis wat hierdie ouens gedoen het. Hulle het trouwens rondgegaan en gaan lammers haal wat gebreek het, want wie wil nou 'n lam met 'n gebrek hê? Dan weet hulle jy oor aankom is verleer. Sê hoe daai tydjie toe liefie. Hoor die pel, ek het hier 'n lam. Hy kort nou wel 'n linker agterbeen en 'n regter voorbeen, wat ook al, maar hier is hy. En dan sê hy, nee, ek gaan nou nie, sê wel, take it or leave it. Ek het 'n lang ry so van ouens wat dit sal vat as jy dit nie vat nie. En dit is waarteen die Here Jesus dit het, is hierdie onreg. Mense wat die Here in opregtheid wil dien, en ander mense wat in die pad kom daarvan, en dan vir hulle sê, wel, hier is dit, take it or leave it, en dan gooi die Here Jesus, soos jy dan die storie ken, vir die tafels om en so meer. Hoekom ek wou gehad het ook dat ons spesifiek hierdie perikoop lees. Daar is 'n paar perikope wat dieselfde verhaal vertel, soos julle deel in by punt 4, né, Matteus 21, vers 12 tot 13, Markus 11, vers 15 tot 17, Lukas 19, maar hierdie perikoop het 'n stukkie uniekheid in. En dit is dat vers 15 die vertel van die sweep wat Jesus gemaak het. Die ander perikope vertel nie die verhaal van Jesus wat hom met 'n sweep gewaks het nie. En wat ook opvallend is, dis nie 'n sweep wat Jesus opgetel het of gekoop het nie. Dis nogal belangrik dat hier staan, hy het die sweep gemaak. En ek wou nogal daai statistiek gaan opsoek het voor ek kom. Maar, jy weet soos ek sê, hierdie tipe van sweep, hoe lank dit gevat het,
om so 'n sweep te maak. Dit is 'n ding wat 'n paar ure gevat het. Dit is nie 'n ding van sommer maar net, kom ons verg gou hierdie ding soos 'n haarvlegsel en hierdie sweep wat hier van gepraat word, John D. 3 ure. Sê weet? Dis 3 ure. Okay, thanks, daar sê jy. So julle sien, dis toch al 'n belangrike punt, wat ou nie met miskyk nie. Dis nie asof Jesus nou gesê het, jong, kom ek gryp hierdie ding. Hy het 3 ure lank tyd gehad om oor hierdie ding te dink. Voor hy nou vir lig en voeter het oor hy sleep. Wat baie belangrik is. Dis nie 'n ding, ek meen, oor John Smith sê, Bakkies Botha het nooit kwaad Bakkies Botha het nooit kwaad geword op 'n rugbyveld. Hy het daar kwaad aangekom. En dis min of meer met respek gesê wat ons hierso van lees. Dis nie asof Jesus kom daar en ons taal, hy's nou strik by hom nie. Daai kwaad is nie 'n ding van soos melk wat klink ook nie. Dis juist die punt. Dis nie ek vervies my nou en nou sit nee, hierdie onreg bly staan. En dit kan my 3 ure vat om hierdie sweep te vleg. Dit neem nie weg van my kwaad nie. Want my kwaad is nie 'n ding van ek vervies my nie, ek vererg my nie. Dis soos jy meer wat nou op is en dan weer af is nie. Jesus het vir 3 ure lank hierdie sweep aan gevleg. En die hele tyd daaraan gedink. Dis nie 'n ding van net so nie. Want dis juist die hele saak waaroor dit gaan. Dit gaan oor die kwessie van God se eer word aangetas en mense word verontreg in hierdie saak. En dit is nou so en oor 3 ure is dit nie meer so nie. Daai hele tyd wanneer Jesus met hierdie saak besig is van die kinkies, die sweep wat hy vleg, dan bly hy onder die indruk van die Vader se eer wat op die spel is en die mens wat verontrek word deur ander mense. So, dis baie belangrik dat ons dit raak sien in terme van wanneer sou ek kwaad word en mense, ja, maar Jesus het kwaad geword. Ek kan ook maar kwaad word want Jesus het kwaad geword. Dit is waar. Jy kan ook kwaad word want Jesus het kwaad geword. Maar is dit omdat God se eer aangetast word? Is dit omdat jou medemense verontrek word? Want dit is waaroor Jesus kwaad geword. 'n ander teks, ja, voor ek daarna toe gaan, is, ja, kom ek noem het maar eers, dan gaan ek vir julle vra, of iemand moet al waaroor iets wil vra. Markus 3 vers 5. Jy kan so lang baie na Markus 3 vers 5. Maar, ja, iemand wat iets oor hierdie storie by die tempel wil vra of bydra. Rustig en tevrede. Goed. Soos ons lees maar daar die hele perikoop. Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan, dis Markus 3 van vers 1. Die man met die gebreklike hand. Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. Daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik die Herodiane komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. Ja, en hierso spesifiek in vers 5, nee, hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk, was diep bedroef oor hulle verhardheid. Wat 2020 vertaling dalk
oopgehad het. Richard, lees net daai selfe vers vir ons vers 5. Want daar was Nadat hy woedend in die rondte na hom kyk het, diep bedroef oor die hardheid van hulle harte, sê hy vir die man, steek jou hand uit. Die man het sy hand uitgesteek en dit gesond geword. Oké, daar word dit, kom op, dat jy net vra, lees maar vir ons dit ook. Daar is 'n paar vertalingsmoontlikhede. Woedend, soos dit daar staan, is 'n goeie moontlikheid. Hoekom is Jesus woedend? Omdat hierdie mense se harte so verhard is, dat hulle niks voel vir hulle medemens. Hier is 'n ou wat so, sy lewe lank al met 'n gebrek saamkom. En hy word genees, en al wat hierdie ouens aan kan dink is, nee, so op die Sabbat, ons moet hierdie ou moeilikheid gee, ons kan self vir Jesus doodmaak. En dit is vir Jesus se saak om een wat hom woedend maak, maar ook hartseer maak. John D. Ek net wil met die Fariseërs, is daar 'n manier wat mense kan sê van hulle volg die, hoe sê mens Afrikaans, die letter of the law? Ja, letter van die wet. In plaas van die gees van die wet. Ja, Want hulle soos daai nou, in plaas van hoor jy dit ook gehelp. Ja. Nee, maar tegnies, Ja, as jy nou vir die woord gaan. ja, absoluut wettisisme en ja, dit is absoluut die letter van die wet. Dit hoef glad nie liefde in te sluit nie. Ja, dit is wat die wet sê, en hierdie ou, hy moet maar vir die res van sy lewe, ons het geen gevoel vir, geen empatie met hom. Want dan jy is op die ander kant sê van kyk vanaand. En so by the way, John D preek Sondagoggend, bietjie weer hier by ons, miskien uit daarna. Om bietjie weer na John D te luister. En ja, nou plaas dat hy by ons kans gehad het. Hy preek elke Sondag aand daar by Rooikerk. Sondag aand self bietjie daar gewees. So hy bly in oefening, maar ek wil net sê dat Sondagoggend dat hy by ons. So, mens kan verstaan, Jesus se kwaad word is bietjie in 'n ander liga, ander tipe, as wat ons oor die algemeen praat van, man, ek het dan nou kwaad geword vir daai ou, so. Kan ons kwaad word? Ja. Maar gaan dit oor my, of gaan dit oor God? Gaan dit oor my, of gaan dit oor my medemens? En as dit gaan oor God, en as dit gaan oor my medemens, dan is dit verkeerd as ek nie kwaad word. Dan moet jy kwaad word. Want jy moet ontsteld raak daaroor, wanneer mense verontreg. Dit is net hoe dit is. So, dit is nogal 'n sekere sin 'n vreemde ding, né? Dis nie 'n ding van, hier is ons 10 dinge, en as dit so is, hier is 'n ding wat eintlik partykeer een kant toe werk, en partykeer aan die ander kant toe werk. Weet jy? Ek sê dit nou, daar's eintlik nog baie Fariseërs, en kyk na die op Facebook op, hoe mense sulke goeders op, jy Afrikaanse mense wat eintlik Joodse geloof, die ou Joodse geloof amper volg. Ja. En as jy, snaaks as jy hulle probeer reghelp, dan is hulle baie op jou. Nou, die vraag is eintlik hierso, is dit eintlik nog steeds ons plig om daai mense op 'n mooi manier te probeer reghelp, maar dit nie wil word nie, dan is dit maar so. Ja, nee, ek dink, waar ons kan reghelp, moet ons met liefde, en dit is nogal 'n verskil, nee, om te sê met liefde, weet jy maat, hierdie is verkeerde roete, dit is eintlik die waarheid. Dit kwaad as jy hulle eintlik met hulle... Ja, nee, weet, hulle raak jy's kwaad, nie oor die eer van God nie, so, dit is so. Ja, die saak van reg maak, reg help is geweldig belangrik. Ek kry vandag 'n boodskap van die studenteleraar hier by die Koffsie kampus van die stad Kopanong, en die foto wat hy vir my stuur oor hier op die kampus, het Scientology nou 'n groot tent opgeslaan, en sulke tipe van dinge, en dis daai ouens, Tom Cruise en wat is John Travolta en daai ouens, dit is 'n kultus, sterk kultus, en
ja, so 'n paar jaar terug dan so 'n stukkie daaroor geskryf het, toe hom daar aangesteer het, dat hy dan vir studente ook kan gee. Maar, praat van reghelp, daar is net, ons is maar gedurig in nederigheid, moet ons in die besigheid wees van reghelp. So ja. Vraag? Net 'n ligte, jy moet versigtig wees wie jou kultus noem. Jy moet nie afwissel gaan. Ja! Ek het nou die afgelope week 2 video's van Frans jy my gestuur het, nee. Van uit Boshoff van CRC, ouens wat sy kultus genoem het, en hoe hy toe nog gedreig het met hofsaake en al daai tipe dinge. Maar het gaan toe onder andere daaroor dat hy gesê het, hier is nie die Here koning nie, ek is koning nie, so jy jou loyaliteit is eers teenoor my, en hy vertel hoe hy ou gefire het, wat toe nou gesê het van nee, Jesus is koning, en ek weet nie wat als nie, en hy het vanaf daai gefire en sê nee, hier inkom, en die loyaliteit by my. En so die storie aangegaan, maar Frans het respond oor hoe hy toe nou te kere gegaan het, oor ons het om kultus en so gauw, beswaarlik, dis nie eintlik baie moeilik om, jy hoef nie baie van kultusse te weet om te sê, hierdie is 'n kultus, as dit gaan oor die persoon, en hy het boonop sê, dat so gehoor, dit gaan nie oor Jesus hierso nie, dit gaan oor my. Dit is scary eintlik. Maar nee, ek moet dit dan op die groep opsit, maar dankie vir ons wat. So, belangrik dat ons net daai saakie na kyk, nee, van die feit dat Jesus kwaad geword het, hoe lyk sy kwaad word, waaroor gaan dit? Dan ja, die laaste paragraaf en so op bladsy 1 gaan ook eintlik maar oor die saak van die waarvoor word jy kwaad? Kwaad word is nie as sulks verkeerd nie, maar waaroor gaan dit? So as mens, ek het selfs gesien hier in die middel van bladsy 2, waar een van die Deuterokanonieke boeke aangehaal, Sirach 28 vers 11 wat sê, hoe groter die vlam, hoe hoër brand dit gaan nie oor braaivleis hier nie, dit gaan oor woede, en dit gaan oor hoe lei dit uiteindelik tot geweld, en dit is nie die bose kring of die sneeuwbal, en dit word net erger en erger, so, en dit gaan, op verskeie maniere is dit so van woede wat erger en erger word. Een ding is dat dit word naderhand 'n leefwyse, word naderhand 'n ding van, dit is baie sondes, is dit 'n ding van, helemaal vloek. Iemand vloek nie eintlik nie, en dan, so nou en dan word dit deel van sy taalgebruik, en naderhand is dit 'n kwessie van so kan ons nie meer praat, en dan sê jy nou vir iemand, moenie, jy het nie nodig om daai woord te sê nie, dan kom eintlik nie agter, weet nie eens meer dat jy sê, so praat nie. En dieselfde ding gaan oor woede. Mense sal dalk aanvanklik vir 'n saak vererg op 'n manier, by uitsondering, maar dit raak naderhand 'n vorm van om uiting te gee my gevoelens, dit raak 'n manier van stoom aflaai, en dit eskaleer ook uit, so dit raak gewoonte vorm. Jy hou maar net aan daarmee, so dit is iets wat begin op 'n punt en dan hou dit ook net eenvoudig aan. Nou Jakobus, ja, miskien moet ons jy sien Jakobus 1 vers 19, maar kom ons gaan na Jakobus 1 toe, want behalwe vers 19 is vers 15 ook van belang, Jakobus 1,
Goed, Jakobus 1 vers 15, en dit is nogal 'n treffende voorbeeld van sonde wat groei. Ek praat van woede, dit word altyd meer. As dit nie beheers word nie, dis net soos 'n veldbrand wat heeltemal buite beheer raak. Vers 15 sê daarna, kom ek lees maar vers 14 daarmee saam, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde ryk geword het, loop dit uit op die dood. Dit word eintlik hierso geteken soos 'n bevrugtingsproses. Soos 'n eiersel wat bevrug word en dan groei soos 'n babietjie en dan gebore word. Dis nie sommer net 'n vaag idee van 'n ding nie. Dit is 'n entiteit. Dit is dit raak iets wat saam leef met mense. Woede, wraak, en so kan ons baie sondes noem. Dit is iets wat naderhand, dit is soos 'n gesinslid naderhand. Hierdie woede is altyd saam met ons. Jy kan nie in die kar klim nie, as woede is ook in die kar, dalk op die agterste sitplek. Gaan jy op vakansie nie, dan woede, hy is ook saamgekom weer op die vakansie. En so dit is regtig iets wat mense moet nek omdraai. Jakobus 1 vers 19 sê Jakobus ook hierso, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. Mense wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Ja, so reeds gepraat. Ja, kwaad word kan reg wees. Dink jy dit moet reg wees. Maar dit is interessant hoe dit hierso eintlik beskryf word in vers 19. Ja, dit kan nie die kwessie wees van dat jy nie luister nie, dat jy kwaad word nie, maar die ding is, amper sê, hoe minder jy onnodig praat, hoe minder is die kans daar, dat jy dinge gaan sê, na aanleiding van wat in jou binneste is, wat ander mense kwets en seermaak. So, daai ding van speech is silver, en silence is golden. So, Is dit hoekom die man so baie stil as die vrou so kwaad maak? maar ja, ek sien nooit dag 'n storie van 'n vrou wat vir die man sê, wat gaap jy so as ek met jou praat? Sê, ek gaap nie, ek probeer die hele tyd te sê, en jy val nie in die rede. Maar, so ek sê dat ek gaap nie, ek probeer te sê. Goed, dat is die moeilikheid. En dan Efesiërs 4, wat ook praat met die kwaad word, vers 26, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Moenie dag kwaad afsluit nie. Ja, so as jy kwaad word, moenie sondig nie. So, wat meer is eintlik die moontlikheid daar laat? Ja, jy sou kwaad word. Daar is 'n manier van kwaad word wat sondig is, en 'n manier van kwaad word wat nie sondig is nie. Moenie die vermoë wat God jou gegee het om kwaad te word, benut in die verkeerde rigting. So, en dan, ja, nie dag kwaad afsluit nie. Dis nie 'n towerformule nie, maar dis wel goed om, die Jesus gesê het, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Maak, elke dag kry ons genoeg genade vir die dag. Vanmôre kry ek weer genade, vanmôre. Maar maak vandag klaar met die kwaad van daardie dag. Moenie dit saamsleep môre toe nie. Moenie môre se genade vir vandag probeer gebruik nie.
en andersins op moenie vandag se kwaad saamsleep môre toe nie. Maak klaar met vandag se kwaad vandag. En so ja. Dan die ander kant van die saak van kwaad is dan sagmoedigheid. En ek het in voorbereiding hiervoor dat ek nogal iets gelees wat professor Johan Leer geskryf het. Dat hulle hele klomp mense navraag gedoen het oor eienskappe, eintlik 'n klomp dinge weggesteek ook in die vraelyste, jy nie eintlik altyd kan sien wat soek hulle nie. En uiteindelik een van die vrae, ek sê direk of indirek, was die kwessie gewees, aan van 'n klomp eienskappe. Wat is die eienskap wat jy die graagste wil hê en watter eienskap wil jy die minste graag hê? En interessant is dat die eienskap wat die mense die minste wil hê, was sagmoedigheid. Nou, so ek sê dat seker nou nie elke moontlike eienskap op die lys gehad nie, maar van die wat dan nou wel was sagmoedigheid die laagste op die lys gewees. En ja, dit is nou eintlik nogal interessant dat Here Jesus in die bergrede, dat hy daar by die saligsprekinge, dat hy pertinent noem die sagmoediges, Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde beerwe. En nou ja, die Here Jesus sê ook in Matteus 11, vers 29, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. 'n bekende teks waar hy sê dat neem my juk op julle, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dat is sagmoedigheid, ja, deel van die vrug van die gees, So ja, dit is eintlik nogal iets wat ons werklik moet nastreef. Dit kan ons Mussolini wat gesê het, ek sal eerder vir een dag 'n leeu wees as vir 100 jaar 'n lam. En nou ja, ons weet, hy sy lewe het nie baie goed geëindig, sy pad nie. Maar dit is eintlik iets wat nie hoog in aanvraag is. En dit is eintlik wat die Here Jesus sê is, ja, dit is hoe ek is. Engelse woorde gebruik, dit is so God-like. Dit is soos wat God is. As mens kyk die verhaal wat in Jesaja 53 vertel word, uiteindelik vervul word in Jesus se lyding, dan word daar vertel van dat hy die sagmoedigheid van 'n lam, wat soos geskeer is voor sy sagmoedigheid gekom het voor sy skeerders. So dit is regtig iets wat ons moet nastreef. En ek kan dink daar's iets te sê voor dat dit deel van party se geaardheid is en dalk nie soveel deel van ander se geaardheid is nie. En dat die wat dit amper sê van geboorte het dalk 'n groot verantwoordelikheid om dit uit te leef. Maar daar niemand is wat kan sê, hoorie nee, jong, dit is nou nie, ek het agter in die ry gestaan en dit uitgedeel is en dit is nou nie deel van my nie. So, ons almal het maar verantwoordelikheid om ook hierdie sagmoedigheid uit te leef. Ek weet iemand wat die stadium nog wil sê of vra. Is jou nie? Ja, ek dink net daai, die jy nou sê mense, het kies nie reg daai eienskap. Ek dink we sien dit as swakheid. We sien dit nie as ons het 'n verkeerde idee daarvan. Ja. Dat sagmoedigheid is swakheid. Ja. Maar ek sien dat die Engelse woord ook sê gentle. Dit is vir my baie mooi. Ja, gentle is so mooi woord. Ja, ek dink jy is heeltemal reg, is dat mense kan baie maklik sagmoedigheid en swakheid met mekaar verwar. En as Jesus dan nou die ultimate is van sagmoedigheid, ek weet, ek kan ook nie swak wees nie, maar ja, ons kan baie maklik, selfs van die uitdrukking, as jy van iemand praat, ag, ou Koos is regtig sagmoedige neels sien. Daar's iets smalend op daar, jy weet, dit is nie regtig iets wat ons hoog aanskryf nie.
Ja, maar die definisie moet eintlik net wees, as jy sterk is en jy kan baie skade berokken aan ander mense, of jy het baie krag en jy weerhou jouself, jy hou jouself terug om dit nie te doen. Ja. So, jy voer dit nie uit nie. Jy het al die krag om dit te doen, maar jy doen nie. Jy is Ja, sagmoedig. dit is 'n goeie manier om daarna te kyk van iemand wat die vermoë sou hê, die toegang daartoe sou hê om aan mense groot skade aan hulle aan te rig en dit nie te weerhou daarvan. Al is dit in terme van inbraak of wat ook al. Dit is 'n vorm van sagmoedigheid, ja. Ek dink so. Ja, en jy het nou genoem meek is ook 'n Engelse woord wat soos mense Ja. sal sê, iemand is meek and mild. Ja, Bedoel jy ook meek. eintlik nie? Ja, Klink nie baie positief nie. ja, dis snaaks nee, dat dit nie positief klink en tog is dit is goed. Want dit praat weer van sinonieme, nee, meek, mild wat jy nou gebruik. Baie keer is mild as jy is die spalende gedeelte wat by meek kom. En meek is goed, nee. Sag, gentle is 'n mooi woord wat jy net ook genoem het. Ja, joh, en ek kan, wat ek net nog gesê het, weet, dit is, ek verstaan, dat die mense is, jy moet hom meer nie wie geleer daarvoor is ander, maar dis nie iets wat enigeen kan sê, maar nee, ek het ander eigenskappe, ek is nie, so ja. Maar ek dink, as ek nou dink, sagmoedigheid en regverdigheid, hulle loop eintlik hand in hand saam. Sagmoedigheid en regverdigheid, ja. Ek kan so dink, hoekom sê jy so? Die feit dat as mens, jy gaan nie sommer iemand iets te nakom as met jou, byvoorbeeld as jy met iemand gepraat het, dan jy weet wat is reg en wat is verkeerd, jy besef wat is reg en wat is verkeerd, jy is regverdig, teenoor die mense teenoor jou optree. Jy gaan nie sommer iemand te nakom op en jy regverdig is, so jy gaan sagmoedig wees, as jy iemand is hulpvraag, en jy sagmoedig wees, jy gaan sy hulp sien. Ja, as jy sê, baie van die goeders vloei in mekaar, nee. So ja, ek kan dink dat dit so goed kan saamgaan, ja. Ja, ek het sommer net soos dit ons laas keer gekyk het daarna, 'n bietjie gekyk na liedjies of rolprente met die tema van wraak, woede en so meer. En daar is natuurlik heel wat van hulle. Daar woon bladsy 3. Dit was 2 nee. Ja. Dinge soos Taylor Swift se Look What You Made Me To Do, Since You've Been Gone, You're So Vain, rolprente, baie van hulle, wat Gladiator, John Wick, Django, Western is wat gaan oor mense wat te nagekom is en sy hele missie is wraak. Waar gaan weet. Ek het gelees way back when toe dit nog Sovjet-Unie was in daai strafkampe waar die ouens gestuur is na Siberië toe, hoe daar beland het, onskuldig, en hy het sy missie gemaak in die lewe. Al wat hy wil doen is, hy wil die ou wat hom onskuldig hier laat beland het, wil hy doodmaak. En hy het al daai straf, baie ouens, meeste ouens maak het nie, oorleef nie daai strafkampe nie, maar daai wraak, daai doelstelling van wraak, het hom dat oorleef ten by hoek op by troep. En toe hy uitkom, na sy gevangenisstraf en uitgediens, toe hy gaan soek na daai ou, toe sê hy, nee, daai ou is intussen tyd gevonnis, hy is nou in daai gulag, dit was die gulages, die gulag, wat hulle, daai Siberiëse strafkampe. En toe het hy gegaan, en toe het hy nou regtig gaan krimineel optree, sodat hy weer gevonnis kan word om terug te gaan na die strafkamp toe, om daai daar te gaan doodmaak binne in die gulag.
So dit klink ook net 'n far-fetched tipe van en dis die waarheid. En wat dit iets sê van hoe wraak jou kan verteer. Ek weet, kan jy dit in jouself doen? Dit is nou sleg dat jy onskuldig daar beland het, wonder dat jy dit oorleef, maar dat jy sal teruggaan net om daai te gaan doodmaak. So wraak is regtig iets wat jou kan opvreet en so aan. Goed, dan rolprente met sagmoedigheid as tema. Ek dink Forrest Gump, pragtige storie, né? Lord of the Rings, al die oorlog wat hulle uitbeeld, nou nie. Maar dan ja, Schindler's List, 'n mooi storie nee van maar goed. Ek het gaan kyk na liedjies op Google en ek kon geen liedjie kry oor sagmoedigheid nie, behalwe so wat Jesus liedjies. Gospelliedjies, né? En maar toe dink ek op my later aan, jy onthou daar was 'n liedjie gewees, Coward of the County. Van die hele storie van die ou se pa, so ou gewees het almal beklei het, sê vir my, jy moenie beklei nie. Dit is regtig nie moeite werd nie. Maar ja, hy het nogal redelijk goed gevaar tot op een kant toe. Maar dit is dalk op die naaste aan 'n tipe van 'n liedjie wat kom wat sê iets van hoe die dit miskien is klei is nie altyd die goeie of die beste idee. Toe sal net sê jy moes na die Bybels geluister het, daar O. is Jo, ja. Jy stel die lewe in gevaar om na hulle te luister. Ja, sies tog nie. Ek wil net sê, Enrico, jy benader as jy liedjies so goed as kies, moet jy daarom die gemiddelde ouderdom van die mense wat hier so sit in ag neem. Ja. Want van daai boonste paragraaf se mense, ek ken die liedjie Jose Wyn, maar ek ken nie die name van die sangers een. Ja, hier kyk ou ryperd. Daai liedjies so bysit dan vir julle. Die perd net gaan kyk op in die Afrikaanse liedereskat, né? Daar sal ons nog van hulle kry, né? Ja. So ja, dis so interessant. Ek 'n bietjie gaan kyk daarna. Trek op die trein op Pretoria. Skiet op. Ja, ek sien op die trein op Pretoria. Ja, die trein op. Ja, is 'n bietjie sagmoedig. Ja. Hallo, ek dank Jy mis meer as Ja, die kondukteur grafsteensangers het al sulke liedjies gesit. gegee daar. Wil die grafsteensangers? Maar beter is Maar ja, ons tyd het nou uitgeloop. Ons het daarom die belangrike dinge rolweg gesels. Daar by punt 2 op bladsy 3, baie bekende storie van Kain en Abel. En hoe mens eintlik daai ontwikkeling sien, is 'n kwessie van hoogmoed, jaloesie, wraaksig. Baie keer laas keer ook gepraat het, nee, hierdie goed is soos domino's, so as een val, val jy dan een ook. En hoe ja, dit begin by 'n kwessie van Kain wat dink maar wie is Abel nou en dan jaloers soos om sy offer nie aanvaar word nie en hoe dit uiteindelik uitloop op 'n kwessie van wraak. Eintlik het Abel het niks aan hom gedoen nie. En dis die verkomme, wat het hy nou gedoen? Hy het tot die Here gebid, hy het die Here offer gebring. En dit is 'n saak tussen die Here en Abel. En hy het niks gedoen aan Kain nie, hy het nie Kain se offer bevark, iets gedoen van sy kant af dat die offer nie aanvaar het. En nogtans maak hy Kain van Abel dood. En dis baie keer hoe hierdie tipe van sake werk, dat jy in jou wraak, jou woede, wat ons iemand word, is blind van woede. En ja, dit is baie keer daai saak, dat mense raak kalm onredelik in woede. So ja, nee, en dit sien ons dan nou is baie duidelik in die storie van Kain en Abel. Ja, omblaai, is heel wat eintlik
Want ek net vanaf waarbo van die Griekse woorde, die woord eros kry ons nie in die Nuwe Testament nie, maar nie dat daar fout is met eros nie, erotiese liefde, maar hier 'n paar ander daarso. En dan geduld. Hier sit mense baie keer met geduld leer, geduld gaan baie keer met lyding gepaard. Ouens soos Job, praat ons van Job se geduld. Ek onthou een keer het nog 'n kleerling vrou wat by my gekom het, terapeutiese gesprek en praat oor Job se geduld. En sy sê vir my, maar as ek die storie so kyk, dan gaan dit nie eintlik oor Job se geduld, dit gaan eintlik oor die Here se geduld. En wat eintlik waar ook is, nee. Maar nietemin ons spreek woordelik om te praat van Job se geduld. Van Job se geduld en Salomo se wysheid. Maar die ander saak wat ons van Job weet is sy lyding, sy swaar kry. En dit is baie keer waar mense geduld leer is te midde van swaar kry, nee. Geduld is nie iets wat jy leer terwyl jy die Drakensberge en ons kabbel in die stroompie sit. Nee, dit kan jy nog eerder die highways leer waar die taxis vir die indruk en al daai tipe, dit is daar waar jy geduld leer. Want dit is daar waar dit getoets word. En dan ook dikwels in lyding, wat mense geduld leer. Goed, ek dink dat ons hiermee dan nou afsluit, dan kom ek lees vir ons die gebed hierso. Here Jesus Christus, U is die weg van vrede, kom die gebrokenheid van ons lewe en ons land met U helende liefde. Help ons om gewillig voor U te buig in ware berou en om te buig voor mekaar in ware vergifnis. Skeld ons harde harte deur die vuur van die Heilige Gees en verteer die trots en vooroordeel wat ons skei. Vul ons, o Here, met U volmaakte liefde wat alle vrees uitban en bind ons saam in die eenheid wat U deel met die Vader en die Heilige Gees. Amen.